Die afgelope dekade of 2 was daar heelwat studies wat gedoen is om te probeer vasstel waarom mense nie meer gereeld kerk toe gaan nie, en dat dit tog ook so is dat mense wat nie meer gereeld kerk toe gaan nie, of eintlik nog nooit kerk toe gegaan het nie, dat daar tog in hierdie tyd waarin ons is, 'n behoefte by mense teenwoordig is, na geloof en na die kerk van die Here. Dis die interessante ding, wat amper so half in kontras staan met dit wat ons beleef, dat die kerk eintlik kleiner word, en dat meer en meer mense op ander maniere oor die kerk dink, en hulle eie lewenspaadjie vind, is dat die navorsers vir ons wys, dat te midde van dit alles, is daar werklik mense, wat diep in hulle hart 'n behoefte het na die kerk. En die behoefte wat hulle vind met hierdie navorsing, is nie dat mense behoefte het daaraan, dat daar programme is wat vir hulle aangebied word, of strukture is wat vir hulle geskep word, of allerhande aktiwiteite vir hulle gereël word nie. Interessante navorsing wat gedoen is by die Methodiste kerk so 'n klomp jaar gelede in Amerika, by 'n spesifieke gemeente ook, was dat die gemeente het een keer 'n jaar het hulle 'n wonderlike feesgeleentheid gehad, waar hulle braaivleis gehou het en 'n groot ete gehou het en dit vir die gemeenskap gedoen het. En jaar na jaar het hierdie geleentheid wat hierdie gemeente vir die gemeenskap gereël het, gebly groei. Maar toe hulle na 'n klompie jare met hierdie groeiende event gebeurtenis in die jaar, toe hulle begin mooi terugkyk en sien wat is besig om te gebeur, toe kom hulle agter, maar dat daar eintlik nie een van die mense wat so hierdie feesgeleenthede wat hulle gehou het bywoon, dat die mense op die ou end inskakel by die kerk en kerklik betrokke raak. So die vriendelikheid wat die mense daar belewe het, want dit was die gemeente se plan was gewees om met vriendelikheid hierdie mense te ontvang en vir hulle bewus te maak daarvan, maar ons is vriendelike mense wat graag vir julle ook wil verwelkom in die kerk, het die mense nie daarop gereageer en uiteindelik deel geword van die gemeente nie. En hulle begin besef dat mense het 'n dieper soeke binne in hulle, as maar net iemand wat met vriendelikheid 'n koppie tee of 'n koppie sop sal aangee, of met vriendelikheid 'n ete sal aanbied. Daar is by mense is daar 'n dieper behoefte. En dat die behoefte wat by mense bestaan, is 'n geestelike behoefte. En dis 'n behoefte dat daar op 'n geestelike vlak in hulle verhouding met die Here interaksie sal wees met die gemeente. En dit het die gemeente nie gedoen nie. Die gemeente het gedink dat as ons sulke geleenthede aanbied, waar mense lekker by mekaar kan wees, dan sal dit die ding doen. Mense kan ook in die wêreld, is daar baie geleenthede waar mense by mekaar kan kom, wat lekker geleenthede is, wat lekker kuiergeleenthede is. Maar hierdie navorsing het laat blyk dat daar is 'n dieper behoefte wat daar by mense is. Dat mense wat lewe in 'n wêreld wat vol kompetisie is, wat vol is daarvan dat elkeen net sy eie wil in die lewe wil hê en sy eie paadjie in die lewe wil loop. 'n Wêreld wat vol is daarvan dat jy eintlik maar uitgerangeer word, dat jy verwerp word, dat mense nie regtig in jou belang stel nie, dat jy nie belangrik is nie, is daar by mense meer en meer in die wêreld waarin ons vandag leef, 'n behoefte wat groei, 'n verlange na iets wat dieper is, en uit die navorsing het dit uiteindelik gebleik dat die behoefte wat daar eintlik by mense is aan die liefde van God. Nie vriendelikheid nie, nie goedheid nie, nie gaafheid nie, maar om te kan weet dat die Here vir hulle liefhet. Ons het hierdie week maandag aand se programmetjie op TV, ek weet nie wie van u gekyk het nie, waarvan ek ook verlede Sondag gepraat het, wat gegaan het oor die verdeeldheid wat daar in die kerk is ons weer herinner hierdie week aan die pyn wat die kerk ook belewe op 'n groot vlak. Die vrae wat daar is, die verskille wat daar is oor skrifgesag, oor hoe 'n mens die Bybel moet verstaan.
of die Here Jesus liggaamlik uit die dood uit opgestaan het of nie, of die duiwel bestaan en of die duiwel nie bestaan nie. Selfde geslag, verhoudings. En nou weer by die gereformeerde kerk is 'n onlangse synode ook 'n amper 'n stuk verskeurdheid oor die vrou in die ampt of die vrou toegelaat mag word in die ampt van predikant en ouderling of nie. En op die ou end ook die eenwording van die kerk wat ook nog nie gaan lê het nie. En ons het gesien met al die verskillende sprekers wat daar was en as ons herinner daaraan aan hierdie stuk verskeurdheid waar binne ons kerk van die Here Jesus Christus vandag is. En hierdie verdeeldheid wat daar in die kerk is nie ver weg van ons af nie. Dis nie daar ergens op 'n synodale vlak wat dit gebeur nie. Maar verdeeldheid is op die ou end ook tussen gemeentes. Daar's buurgemeentes van mekaar wat op die ou end ook verdeeld is of wat nie eintlik 'n saak met mekaar het nie, wat nie regtig op een of ander manier regtig met mekaar skakel nie. In kerkvergaderings, synodevergaderings, ringsvergaderings, kerkraadsvergaderings, vrouevergaderings, waar ook al, vind ons so baie van hierdie verdeeldheid wat daar gedurig deur is. En daarom nou, gesien teen die lig van die feit dat daar by mense 'n behoefte bestaan om die liefde van God te belewe, en dat hulle terselfdertyd blootgestel word daaraan, dat die kerk op baie vlakke verdeeld is, dat gelowiges sukkel om met mekaar saam te lewe, en dat die liefde van die Here baie keer ver weg is, wanneer dit oor hierdie verdeeldheid gaan, is die tema aan die vraag van ons dag dan nou, of hierdie verdeeldheid wat daar in die kerk is, of dit nie 'n streep trek, deur dit waarvoor die Here Jesus Christus gesterf het nie. Ons lees hierdie 4 verse uit Johannes hoofstuk 17, vers 20 tot by vers 23, waar die Here Jesus sê, ek bid egter nie net vir hulle nie. Dis vir die gelowiges, dis vir die apostels, maar dit is ook, sê die Here Jesus so 'n paar verse terug, sê hy bid ook vir die wat nog tot geloof gaan kom deur die apostelse prediking. Met ander woorde, die kerk. Ek bid nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, die kerk, dat hulle almal een kan wees, net soos u Vader in my is, en ek in u, dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat u aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volledig een kan wees, en die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Ek bid, sê die Here Jesus, sodat hulle volledig een kan wees, en die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het soos wat u vir my liefgehad het. Broers en susters, wanneer die Here Jesus hierdie gebed bid, die gebed om die eenheid van sy kerk, dan staan hy op die vooraand van sy kruisiging. Hy is op pad na die kruis toe. Hy is op pad om sy lewe te gee. En hy gee sy lewe, hy betaal die prys van sy lewe. Hy sterf in die plek van sondaarsmense wat hom verwerp, sodat hierdie mense met God versoen kan word. Dit is waarvoor hy hom gee. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. En dis waarvoor die Here Jesus sterf, terwille van hierdie liefde van die Vader, wat nie kan sien dat mense verlore gaan en die ewige verderf binne gaan nie. En daarvoor kom die Here Jesus en gee hy homself tot op die laaste oomblik waar hy sy asem uitblaas aan die kruishout van Golgotha. Hy het gekom sodat die wat verlore is, gered kan word. Maar hy het nie net gekom
om individuele mense met God te kom versoen. Baie duidelik het hy ook gekom dat mense met mense versoen kan word. Dat in hierdie verlossing deur die Vader, dat daar iets binne in hulle sal gebeur, wat ook maak dat daar uit hierdie herstel van individuele verhoudings met die Vader, dat daar 'n nuwe mensheid, 'n nuwe volk, 'n nuwe liggaam gebore word, wat ons op die ou end die kerk noem. En daarom bid die Here Jesus, terwyl hy op pad is na die kruis, bid hy dat dit waarvoor hy gaan sterf, dat dit 'n werklikheid sal word in die lewe van die wat aan hom behoort, dat hulle almal een sal wees. Nou is dit belangrik vir ons om raak te sien, Jesus bid nie maar net dat die Vader sal gee, dat die mense wat aan hom behoort, dat dit vriendelike mense sal wees en gawe mense sal wees nie, maar hy bid iets baie diepers. Hy vra dat hierdie mense wat aan hom behoort, dat hulle ook aan mekaar sal behoort. Dat hulle een sal wees. Dat hulle daardie ontdekking sal maak dat om aan God te behoort en verlos te wees, bind vir my onlosmaaklik ook aan ander gelowiges. En nou is 'n groot woord wat die Here Jesus hier bid wanneer hy sê dat hulle eenheid, dat hulle een moet wees soos wat ons een is. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God wat volmaak een is. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat in volmaakte liefde met mekaar omgaan. Goddelike liefde met mekaar omgaan. Wat getrou is aan mekaar. Wat elkeen sy rol wat hy moet speel. Met toewyding speel. Met oorgawe. In harmonie met mekaar. God wat een is. Dis vir ons moeilik om te verstaan presies hoe werk die drie eenheid. Ons moeilik vir ons om dit te verduidelik, dat die een God homself aan ons openbaar as Vader, Seun en Heilige Gees, en tog is dit een God. Die drie persone wat saam een God op die ou end vorm. En dit is wat die Here Jesus bid vir die mense wat aan hom behoort. Dat soos wat daar hierdie liefde en hierdie harmonie tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees is, dat daar ook hierdie liefde en die harmonie sal wees onder die kinders van God, die wat aan hom behoort. Dat hulle ook so 'n hegte en 'n intieme eenheid saam met mekaar sal wees. Sodat hulle eintlik vir die wêreld wat God nie kan sien nie, sal kan wys wie is God. Dis God. Is hierdie hegte eenheid wat saamgebind is in liefde. Dis wat die kruis van die Here Jesus doen. Die apostel Paulus het daaroor geskryf en hy sê dat die Here Jesus Christus het die middelmuur van skeiding het hy afgebreek. Jood, Griek, wie ook al, of jy 'n slaaf is of jy 'n baas is, die middelmuur wat skeiding maak tussen mense, die natuurlike skeiding wat daar tussen mense is, dit het die Here Jesus deur sy kruisiging het hy afgebreek. En daarom skep hy, deur sy kruisdood, skep hy 'n nuwe gemeenskap, waar dit nou broers en susters is van mekaar. Dis nie maar net kanseltaal nie, dis nie maar net dominee-taal, wanneer daar gepraat word van broers en susters nie. Dis nie maar net hier in die kerk waar ons praat van broers en susters nie. Die bedoeling is dat die wat aan Jesus Christus behoort, dat hulle broers en susters van die Here Jesus Christus word. Hy wat die eerste een is, die Seun van God, dat die wat aan hom behoort, aangenome kinders van God word. Broers en susters. Elkeen wat die Here Jesus Christus in sy hart en in sy lewe het, elkeen wat aan God behoort, behoort aan die ander rondom hom. Is 'n broer.
van hierdie ander klomp gelowiges hier rondom jou of 'n suster. En daarom bely ons dan ook op die ou end, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Ons glo, ons het dit al honderde, indien nie duisende kere nie, het ons dit hardop bely. Ek glo in een kerk. Nie 'n hordes van kerke nie, maar dat die kerk van die Here Jesus Christus uiteindelik maar net een is. Omdat die bloed van Jesus mense so aan mekaar vasbind en aan mekaar vasknoop. En daarom is verdeeldheid onder broers en susters, onder belydende gelowiges in die Here Jesus Christus, onder mense wat sê dat hulle duur gekoop is met die bloed van die Here Jesus Christus en hulle sondes afgewas is verdeeldheid nie maar sommer maar net ietsie wat ons ergens onder die mat kan invee, of wat ons maar net kan ignoreer, omdat dit vir ons beter pas om dit te ignoreer nie. Wanneer daar verdeeldheid in die kerk van die Here Jesus Christus is, wanneer daar verdeeldheid onder gelowiges is, raak dit die hart van die evangelie. Dit raak dit wat die Here Jesus Christus aan die kruishout van Golgotha gedoen het, raak dit ten diepste. Want dis waarvoor hy gesterf het. Dit is waarvoor hy betaal het, dat die middelmuur van skeiding afgebreek kan wees. Dat daar liefde is tussen gelowiges. En dis die groot gebod, wat toe die Here Jesus gevra is, wat is die groot gebod van die wet, het die Here Jesus geantwoord met een woordjie: liefde. Liefde vir God, maar liefde vir mekaar. Dis wie God is. Dis wat God van homself aan die mens openbaar. Hy self is liefde. Dit gaan oor liefde. Voordat dit gaan oor geboue en strukture en geleenthede wat gereël word en allerhande insamelings en allerhande dinge waarmee ons in die kerk van die Here Jesus Christus besig is, gaan dit oor liefde. Die kerk is oor liefde. Dis die groot saak van die kerk. En nou gee Jesus 'n rede hoekom hy bid vir hierdie eenheid tussen gelowiges, ten spyte van die verskeidenheid en ten spyte van die verskillende geaardhede en temperamente en persoonlikhede en karakters. Hy sê die rede hoekom hy bid dat hulle almal een sal wees, sodat die wêreld kan weet, en daarby het ons nou verlede Sondag ook stil gestaan, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het. En nou sê Jesus hierso dit by in vers 23, en hulle lief gehad het. Dat die wêreld kan weet dat U hulle lief gehad het. Dis die rede. Dis hoekom hierdie verskeidenheid van mense, verskeidenheid van tale en geure en kleure en wat ook al alles, hoekom hulle eintlik een is, sodat die wêreld kan agterkom, hierso is iets verskriklik snaaks aan die gang. Hierso is iets besig om te gebeur wat ons nie in die wêreld vind nie, binne in die kerk van die Here Jesus Christus. En dit is dat hierdie verskeidenheid van mense mekaar liefhet. En hierin sien ons op die ou end as wêreld, sien ons die liefde vir God. As hierdie mense wat dan so 'n verskeidenheid is en wat op soveel maniere eintlik al die rede het om van mekaar te verskil en met mekaar te beklei en uit mekaar uit te spat en in alle rigtings te beweeg, as hierdie vreemde klomp mense dan
een van hart en een van sin is en leef vanuit die liefde van God, dan moet daar iets hier agter lê. Want ons wil ook so aanvaar word, soos wat hulle mekaar aanvaar. Ons wil ook nie opgetrap word nie, soos wat hulle ook nie op mekaar trap nie. Ons het behoefte aan hierdie liefde wat ons gedemonstreerd sien deur die kerk van die Here Jesus Christus. Ons hunker daarna, ons smag daarna. Dis die leemte in ons lewens wat ons ontdek, is dat ons het nie hierdie liefde van God in ons lewens nie. Dis hoekom die Here Jesus dit bid, dat die kerk een sal wees, sodat die wêreld die liefde van God kan sien. Wanneer die wêreld in die kerk inkyk, en die wêreld sien dat mense mekaar vergewe. Hulle is mense, hulle maak foute, hulle maak ook foute teenoor mekaar, hulle stel mekaar teleur, hulle breek mekaar se vertroue, breek hulle af. Daar's kort dinge wat nie reg loop nie, maar hulle vergewe mekaar oor en oor en oor. Niemand word uitgestoot, niemand word weggegooi daar na buite nie. Wanneer 'n mens verwag dat jy eintlik uitgesluit moet word, omdat jy anders is, omdat jy vreemd is, dan vind jy dat hierdie mense het 'n gasvryheid. Dit lyk asof almal welkom is by hulle. Dis mense wat trek. Almal van hulle, die een is ryk en die ander een is arm. Die een kan goed praat, die ander een kan amper nie 'n woord uitkry nie. Maar hierdie mense is by mekaar en hulle dien mekaar. Dan moet daar ook iets daar agter wees. As die wêreld sien hoe so 'n verskeidenheid van mense met mekaar saamlewe, dan begin die vraag by die wêreld ontstaan, waarom? Waarom tree hierdie mense so anders op as wat ons gewoond is hoe mense mekaar behandel? Wat hou hierdie mense by mekaar, ten spyte daarvan dat daar partykeer ewige verskille tussen hulle ontstaan? Wat is dit wat maak dat hulle mekaar weer kan vergewe? Wat is dit wat maak dat hulle weer kan leer om mekaar te vertrou en 'n pad met mekaar saam te loop? Dit kom nie uit 'n mens uit nie, want ons sien dit nie in die wêreld nie. Ons sien nie in die wêreld dat wanneer mense hierdie dinge aan mekaar doen, dat hulle weer by mekaar uitkom en dat hulle weer 'n pad met mekaar saamloop nie. Wat ons in die wêreld sien is dat mense hulle rug op mekaar draai, dat hulle mekaar ignoreer en lewenslank nie weer vir hulle steur aan iemand wat ergens langs die pad vir hulle te nagekom het nie. Maar by hierdie mense, wat maak dat hierdie mense anders is as die wêreld daar buite? En dis waarvoor die Here Jesus bid, dat mense sal raak sien God se liefde. God se liefde wat genade aan sondaars bewys. God wat sondaars wat dag vir dag teen hom sondig en nie doen wat sy wil is nie. God wat hierdie mense vergewe het, vrygespreek het deur die bloed van die Here Jesus Christus. Dis God wat maak dat hierdie mense ook mekaar kan vergewe, soos wat hulle vergewe is. En kom ons kom nou terug by die vraag waarby ons begin het vanmôre. Kan verdeeldheid op die ou end 'n streep deur die kruis van die Here Jesus Christus trek? Kan verdeeldheid in die kerk op die ou end dit waarvoor die Here Jesus gesterwe het, op die ou end tot niet maak? En dan is die antwoord ja en nee. Nee, geen menslike sonde, geen menslike opstand, geen skeuring, geen kerkstryd kan ooit tot niet maak dit wat die Here Jesus Christus gedoen het nie. Wat hy gedoen het, staan vir eens en vir altyd. Dat hy gesterf het vir ons verlossing,
Dat hy gesterf het vir die versoening en die saamleef en die liefde wat daar tussen sy kinders moet wees. Dit kan nooit ongedaan maak nie. Dit is klaar moontlik gemaak. Om een te kan wees, kom nie uit die mens uit nie. Dit kom uit God uit. En dit is moontlik gemaak deur dit wat die Here Jesus Christus aan die kruishout van Golgotha en deur sy opstanding uit die dood wat hy gedoen het. Hy het die kerk een gemaak. Mense wat aan hom behoort nie aan verskillende heres nie. Hulle behoort aan een Here. Daar is net een herder, Jesus Christus. Daar's nie 'n paar herders dat die groepie agter daai herder loop en daai groepie agter 'n ander herder loop nie. Daar's net een herder. En niemand kan dit tot niet maak nie, dat wie ook al aan God behoort aan die een kerk wat daar is, ongeag taal of volk of nasie of wat ook al. Reg oor die wêreld heen is daar net een Here Jesus Christus wat die sondes afwas en wat maak dat almal wat aan hom behoort ook aan mekaar behoort. Al wil hulle dit nie aanvaar nie, al rebelleer hulle daarteen, wil elkeen sy eie hoekie hê waar hy staan met sy eie gedagtes en waar dit vir hom gerieflik en gemaklik is, maar ons kan nooit die feit dat daar net een kerk is, kan ons ooit tot niet maak nie, al verdeel ons ook so dat ons elkeen ons eie kerk het in die wêreld. Wat Jesus gedoen het, het hy gedoen. 'n Mens kan nie die kruis van die Here Jesus vernietig nie, maar, en dis waar die ja inkom, daar's ook 'n ja. Wanneer hierdie mense wat deur Jesus een gemaak is, wanneer hulle verdeeld raak onder mekaar, wanneer hulle mekaar begin afskryf, en wanneer hulle nie meer die liefde uitleef wat hulle veronderstel is om uit te leef nie, dan trek hulle 'n streep deur die getuienis van die kerk. Dan sê hulle dat dit wat Jesus gedoen het eintlik nie gehelp nie, dit het nie 'n effek in my lewe nie. Hy het gesterf dat ek in harmonie en in liefde en in omgee sal lewe saam met die ander wat aan hom behoort. Maar in my geval skei ek my af, in my geval ignoreer ek, in my geval skryf ek af, soos wat dit my pas en soos waarby ek gelukkig is. En wat sien die wêreld? Wat sien die wêreld? Sien die wêreld hierdie liefde van God, wat die wêreld veronderstel is om te sien? Of staan die wêreld op die ou end verstom en sê, maar hierdie mense praat van 'n God wat liefhet, en 'n God wat vergewe, en 'n God wat genadig is, maar ons sien dit nie by hulle nie. Van watter God praat hulle? Want dit lyk vir my, hulle self glo nie in hierdie God waarvan hulle praat nie. Dit lyk of hulle nie behoort aan hierdie God waarvan hulle praat nie. Dit lyk asof hierdie God nie regtig 'n verskil kan maak in die lewens van mense. So dit kan wees, ja, dat ons 'n streep trek deur die getuienis wat ons veronderstel is om uit te dra en om te lewe elke dag van ons lewens. Ook hier met mekaar binne in 'n gemeente, waar ons baie keer 'n geskiedenis het wat agter ons lê, waar ons insidente het wat agter ons lê, waar ons van mekaar, waar ons op 'n stadium vasgehaak het met mekaar, en waar ons op 'n manier vriendelikheidshalwe hier by die kerk rond sal ons mekaar maar groet, maar in ons harte is daar eintlik nie hierdie harmonie en hierdie eenheid wat daar is, waarvan die Here Jesus Christus gepraat het, wat daar is in die harmonie en eenheid van die drie eenheid nie. So dis die ding. Ons kan dit vir die wêreld moeilik maak. Moeilik maak om te glo dat God 'n God van liefde en genade is. Die prentjie wat ons kan wys baie keer vir die wêreld is dat God maar sommer net kies wat vir hom gerieflik en gemaklik is.
Dat God maar net die kies wat hy op een of ander manier gemaklik vind om te kies. Maar dat hy nie regtig 'n God van genade is nie. Daar is natuurlik 'n ander kant, broers en susters, en dit wil ek net baie kortliks aanraak. En dit is dat die Here Jesus nie bid vir eenheid ten koste van waarheid nie. Want hy sê sy woord is die waarheid. U woord is die waarheid. En eenheid is nooit ten koste van waarheid nie. Met ander woorde, ons moet dit bely, ons moet dit vir mekaar sê. Daar is tog dinge wat maak dat ons nie met mekaar kan saamloop nie. Maar dan gaan dit nie oor persoonlike voorkeure en persoonlike afkeure nie. Dan gaan dit daaroor dat mense wegdwaal van die waarheid van die woord en van die waarheid van die evangelie. Ons leef daarmee saam vandag, waar die woord van die Here op allerlei maniere verdraai word. Die apostel Paulus skryf in sy briewe baie keer oor die mense wat die gelowiges op 'n dwaalspoor wil lei. En wanneer Paulus oor daardie mense praat wat mense op 'n dwaalspoor wil lei, praat Paulus baie keer in 'n baie krasse taal en 'n veroordelende taal van hierdie mense. So dis waar die paai uit mekaar uitloop. Is waar dit wat bely word en dit wat aangehang word nie meer in lyn is met die woord van God nie. En dis die enigste rede wat daar eintlik bestaan waarom gelowiges hulle mag afskei van ander mense, wanneer dit gaan oor die waarheid van die woord. Maar wanneer ons binne die waarheid van die woord loop, dieselfde evangelie aanhang, dieselfde evangelie verkondig, kan ons nie wegskram daarvan dat ons deel is van mekaar nie. Kom ons kom na onsself toe. Ek kom na myself toe. Wat gaan in my lewe aan? Hoe lewe ek as 'n gelowige met ander gelowiges rondom my, binne in die gemeente, maar ook buite die gemeente? Want buite die gemeente is daar ander gemeentes. Buite die gemeente is daar ander gelowiges wat in ander tale aanbid, wat miskien dit bietjie anders doen as wat ons dit doen. Maar die feit van die saak is, hulle aanbid die Here Jesus Christus as die enigste verlosser en saligmaker wat daar in hulle lewens is. Wat beleef hierdie ander gelowiges in die wêreld, ander kerke in die wêreld, maar wat deel is van hierdie een kerk? Wat beleef hulle van my? Beleef hulle van my dat ek self aan die voet van die kruis van die Here Jesus Christus staan en lewe vanuit die vergifnis van sonde wat ek elke dag uit die hand van die Here Jesus ontvang, maar dat ek op een of ander manier met 'n stukkie haatdraandheid lewe teenoor ander rondom my. Ek staan by die kruis. Die Here vergewe my, dankie dat die Here my vergewe, dankie dat die Here my nuut maak, dankie dat die Here vir my tweede en derde en vierde en vyfde kansse in my lewe gee. Oor en oor vir my kansse in my lewe gee. Maar ek gee nie hierdie ander persoon, wat ook in die Here Jesus Christus glo. Ek gee nie vir daardie persoon ook tweede en derde en vierde en vyfde kansse nie. Ek kan nie lewe vanuit hierdie genade van die Here. Hy wat soveel genade oor my uitstort, nie net wat my verlossing betref nie, maar wat my behoeftes en my omstandighede en my nood betref. Terwyl ek nie in my hart genade het vir ander gelowiges rondom my, naby my of ver van my nie. Wanneer ek oor hulle praat, dan praat ek neerhalend, ek praat afbreekend, ek praat asof ons nie deel is van mekaar en dieselfde gesin nie. Ons kan nie self die liefde van die Here in ons lewens ontvang
en vir onsself toeëien, en ons is nie bereid om daardie liefde aan mekaar te bewys nie. Die Bybel maak baie daarvan, ook van hoe die volk van die Here en die gemeente van die Here ook die vreemdeling moet versorg en na die vreemdeling moet omsien. Daardie liefde van die Here wat iemand van die wêreld na smag. As iemand inkom by ons in die kerk of in die gemeente wat dalk nie regtig in 'n verhouding met die Here Jesus Christus leef nie, moet dit nie die koppie tee wees of die vriendelike glimlag wees wat ons dink sulke mense beïndruk of na ons toe trek nie. Maar as wanneer daardie mens gaan sien dat hierso is mense wat genade het vir mekaar, wat liefde het vir mekaar, wat God se liefde lewe. Dis dan wanneer hulle die liefde van die Here vir hulle belewe. Dis dan wanneer hierdie verlange binne in hulle bevredig gaan word om te sê, dis waar dit vandaan kom. Dis hoekom dit onder julle is. Dis God. Dis hy. En ek wil hom ook ken in my lewe. So die vraag vanmôre is, wat sien die wêreld in jou? Sien die wêreld die liefde van God, omdat jy daardie liefde lewe teenoor jou medegelowige? Amen. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike genade voorreg wat ons het om deel te kan wees van u kerk hier op aarde. Dankie vir die genade voorreg om te kan behoort. Om nie net aan u te behoort nie, maar ook aan mekaar te kan behoort. Ons bely dat ons die liefde wat ons van u af ontvang, dat ons nie daardie selfde vergewende, genadige liefde, dat ons dit nie altyd regtig met mekaar deel nie. Ja, Here, ons groet mekaar, ons glimlag vir mekaar, ons gee 'n bordjie kos aan, ons gee 'n koppie koffie aan, maar die waarlike omgee vir mekaar, die dra van mekaar en die vergewe van mekaar, Here, dit lê dikwels maar so ver weg, so diep verborge. Ons bely dit as sonde. Ons bely dit as ongehoorsaamheid aan u. En wanneer ons bid om u vergifnis, Here, dan wil ons dit bid, Vader, vergewe ons skulde, soos ons ook die vergewe wat teen ons gesondig het. Wil u gee dat die eenheid van die drie eenheid, die liefde, die harmonie, dat dit meer en meer deel mag word van ons lewe as 'n gemeente, maar ook elkeen van ons, by ons huise, in ons verhoudings, vaders en moeders, kinders, broers en susters, mans en vrouens, seuns en dogters. Here, dat die manier hoe ons met mekaar werk, by ons huise, hier in die gemeente en in die kerk, dat dit maar net u liefde sal reflekteer. Ons het dit nie in onsself nie. Ons sukkel, ons kan nie. En daarom bid ons, o Here, gee dit meer en meer deur u Heilige Gees, in Jesus naam. Amen.